Johan, baie welkom vir jou. Daar sit Johan Serfontein. Hy sit daar by Esther en by Laurens. Sit hy, baie dankie Johan dat jy vanmôre vir ons kom kuier. Kom ons gee vir jou 'n presentie. Laurens, moet wat bietjie dan gee vir Johan asseblief. Sal jy nie iets doen? Ek sê mos, nee, binne die pak is geen kom ons kyk sommer gou na ons siekes ook, dat ons vir hulle ook hulle presentjies gee. Rini Kriel, sy was die week in die hospitaal, ek het daar gekuier Vrydag, van alright met haar. Ek dink die groot ding is, Rini voel maar bietjie baie eensaam. Julle weet nou, Johanna, haar man is raar dood. So, nou Rini is 'n geselskap. En die gevolg is, dis nou maar 'n bietjie eensaamheid vir Rini. Maar sy terug by die huis, wie gaan vir Rini 'n presentie gee? Wie gaan vir Rini 'n presentie gee? Doris aan, ek kan nou nie sien nie. Susan, joune. Baie dankie, Susan, jy is 'n ster om altyd jou presentjies te gaan uitdeel. Loubser Park 304. 304. Dis waar sy is. Dan het julle ook op die groepe die lekker goeie nuus gekry oor Maxie. Laasweek het ons spesiaal vraag gebid. En ek wil graag vra dat julle vir Maxie ook ietsiekie sal gaan gee. Hier is van julle wat kontak met Maxie. Kan gee vir Maxie asseblief ook 'n presentjie. Ek wonder wat is hier aan. Ek weet hy so goed gekry, maar kan ook nie. Is hy ook daar? Alright. Ja, dankie. Ria, is sy in... Is sy by haar dogter? Waar is haar dogter? Haar dogter in Amerika. Dit lyk my hulle sorteer daar uit. Baie dankie Ria, dankie dat jy dit gaan doen. Dan Linda, ek was ook by Linda gewees laas week. Linda het 'n nekoperasie gehad en dit gaan goed met haar, nie soseer met die nekoperasie nie, maar met haar gees. En Andrei, dan kan julle, en ek wil graag vraag dat jy asseblief vir Linda ook sommer dan as ons allemaal iets sal gee, dankie Susan. Die is nou aan. Dankie Ella. Dat hy. Dan Chris Goos en Amanda was verlede week. Chris het geval. En hy daar in die straat het hy van 'n plaas gekoop. Dit was 'n keersaak geweest. Daar het hy geval en ek wil graag vra dat julle vir Chris sal gaan gee. Chris, ons het baie lief en ons wil graag nader trek. Sal iemand asseblief vir Chris 'n presentie gaan gee asseblief tog? Groot Christus. Wat ek nou net seker maak Susan of Ella baie. Daar sê baie dankie Ella. Baie dankie. Julle, Ivan het nou vir my gesê, ek moet nou nie te veel van maak nie, maar Ivan was regtig baie siek. Ivan, ons is regtig bly jy is weer terug. En dat jy weer hier is en wat ons nou weet, dat ons ook jou bid en alles. Bly jy is hier so hoor. Jy kom jou eie presentie aan nie. Ek kan vra dat iemand vir jou 'n presentie sal gee. Dankie vir julle wat altyd die presentjies gee. Waardeer dit regtig so baie. Baie dankie, Desiree. Jy weet waar hy wil sit. Jy sien hom. Daar is hy. Jy sien hom. So dankie vir julle wat altyd die presentjies vir ons gee. Ons waardeer dit regtig baie. Dis 'n net manier waar ons omgee ook vir mekaar wys. Ek herinner net die leiers aan môre aan se leiersvergadering, môre aan 6:00 die leiersvergadering. En dan herinner ek nou vir julle spesiaal net aan die feit dat as jy nog nie jou 10de maand dankofferkoevert, jou komste dankofferkoevert ingegee het nie, dan jy ons asseblief sal help met daai koevert, seën asseblief vir ons soos wat jy geseën is. En ek dink altyd aan daai vrou in die Bybel wat so brandarm was. En toe gooi sy 'n kwart penny, gooi sy in die
geseënd is jy, want jy het reg gegee wat jy kon, jy het my nie gedink. Jy het gegee. Maar baie hoor asseblief, as jy nog nie op die werkie gegee het, ons is regtig op hierdie stadium, het ons elke cent nodig. Dit klop goed dat ons reg vashou, dat ons terughou, en ons wil graag vir julle vra, om vir ons asseblief te help. Bring jou dan op die werk, kan by Rina by die kantoor ingee, jy kan volgende Sondag bring, jy kan 'n EFT oorbetaling doen, jy kan bank toe gaan, maak nie saak. Laat ons asseblief dit ontvang, ons het dit rarig nodig in die stad. Dan wil ek ook net graag laaste nie. Julle sal sien dat ek het vir Amelma gevra, teken dit lekker mooi ergens aan, kan nog nie so vinnig my vinger daarop kry nie, maar dat julle net sal oplet dat die gemeente se e-posadres het verander. Hier is dit, in hierdie donker blokkietjie hierso, let asseblief wel, let asseblief, dat julle net daarna sal kyk, dat ons e-posadres verander het. As jy op die ou e-posadres stuur, Rina sal op die ou e-posadres stuur. Weet jy, dit kom nog steeds deur. Sy sê dit kom nog deur, maar ons het 'n probleem dat ons die e-pos op daai adres nie meer kry nie, daai adres is wear and tear. So as julle vir ons op die nuwe een kan gebruik, dan sal ons baie bly wees. Dis nog van vandag. Dis vir ons altyd lekker as ons kinders of wie ook al kom kuier. Ek dink daar in ons huis, as die kinders kom kuier, dan beplan ons al 'n lang ruk voor die tyd, dit gaan ons eet. Ek het 'n dogter wat ons 'n bietjie geiterig is met eet, baie meer geiterig as ek. En nou moet ons mooi gaan sit en mooi dink, wat gaan ons eet? En dan word die kos aangekoop, gister in Checkers van kos aankoop vir die geleentheid. Nagmaal is die maaltyd wat ons vier in die teenwoordigheid van die gasheer. Ons is die eregaste. En vandag in die nagmaal vier ons feesmaaltyd saam met die gasheer. Die tema van vandag sal julle sien is help. Help is 'n woord wat pas by mense wat in die moeilikheid is. Help. As jy nie in die moeilikheid is, dan sal jy waarskynlik hulp gee, maar om te sê help, is eintlik om op 'n plek te wees waar jy vasgevang is. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe, geleenthede waar jy geskree het of geroep het om hulp. Dink terug. Ek het begin as predikant in Senekal, daar in die Oos-Vrystaat, en ons kry so Januarie reën. En ek moet uitgaan daar na 'n plaas toe, moet ek uitgaan na 'n tannie wat baie siek is, en ek ry, en langs die pad sit ek vas. Nou weet ek al, van die modder, ek weet nou al, luister hierso, ry nou altyd goed saam, sodat jy in die modder vasval, jy kan uitkom, maar daar is nie altyd hout nie. En ek haal die sak uit wat ek onder die wiel in sit, en ek pak die klippe, laat hy styf is, laat ek kan uitkom. Toe ek die motor aan die gang kry, laat ek ry, toe skop uit die sak, laat hy daar trek, en die sit ek nog nie by. En ek kyk, ek sien nie eers 'n plaashuis daar naby nie. En hier kom 'n ou man op 'n fiets aangery, maar hy's baie nat gereed. En ek sê vir hom asseblief, onthou nou, ek praat nou van 1980. Hoeveel jaar terug, dit meer as 40 jaar terug. En ek sê vir die ouma, sal jy nie asseblief vir my kom help, en ons stel die sak op, en hy staan op die sak, en op die ouend is ek uit die modder uit. En toe ek vir hom nou ietsie wil gee, toe ek, onthou nou in 1980, 40 jaar terug,
Al wat ek in my sak het, is 'n R20 noot. Ek is so bly, ek was so in die nood, dat ek om R20 noot 40 jaar gelede gegee. Maak nou maar jou som en dan kom jy agter hoeveel is R20 vandag werd. As jy in die moeilikheid is, doen jy enigiets om uit die moeilikheid te kom. Vandag se tema help. En die nagmaal is iets hiervan, waar ons vir die Here kom sê, Here, help. Help my met my bekommernisse. Help my o skaap met sy waternood. Help ons land met korrupsie. Help my kerk om in hierdie tye van stormwinde en van aanslag teen kerk en kerke, help asseblief, Here. So die hele nagmaal is eintlik vanmôre gesinsmaaltyd saam met die een wat kan help, vir wie ons hart uitstel. Ons waardes, ek gaan nie die waardes alles volledig deurhardloop nie, ek wil baie graag vandag stil staan by nommer 6, die feit dat ons koninkryksgerig leef, wat ons nagmaalfees, ons nagmaalete, vandag weer kaatsing is van die aansit by die koninkryk. En vandag is ook die afronding, die afsluiting van die Pinksterseisoen, waar Jesus opgevaar het, aan die hemel, aan die regterhand van God sit. En as ons koninkryksgerig, dat ons oor gefokus is op hierdie Jesus, wat aan die regterhand van God sit. Ons kyk groot, en ons kyk ons groot, as maar net hier, ons kyk na die koning van die koninkryk. Ons derde kwartaal, ons praat van water van lewe en is tweede kwartaal, water wat honger en dors les. Derde kwartaal begin ons hier nou volgende week en so aan begin ons al oorstap weer na die derde kwartaal van die oorvloed wat die Here vir ons gee. Julle hoor die help, die nood oorvloed. Esegiel 7, Esegiel 47, die water wat uit die tempel uitvloei, strome van lewende water, Johannes 7 vers 37. En dan bid ons vandag, Here, is so baie goed waarvoor ons kan en waarskynlik nie anders kan as om te sê ons moet daarvoor bid nie. Ons landboutoestande, ons droogte, kerk wat so getruik word, en dan veral vandag op hierdie dag, is ons biddag vir jeug en jong volwassenes. Ek wil graag vandag vir julle deurvat, om te sê, net soos wat ons net by die teks gaan uitkom by die droom gedeelte, wat ons ook vandag vir ons jong mense sal bid, vir hulle drome. Bid, asseblief julle kan lees waar daar staan, bid vir ouers, voogte, kos, klere, veiligheid, versorging van elke kind. Of vir jou so 2 minute gee, na elke skyfie of die spesifieke saak wat ek daar noem, te bid. Hierdie ene, bid spesiaal vir ouers en voogte, kos, klere, kinders wat honger is, veiligheid, versorging. Vir skole, personeel by skole, vir kwaliteit opvoeding van elke kind. Ek wil aan bylaas, personeel wat op hierdie stadium moet uitgebrand is, terwyl die jaar maar half
Dit asseblief vir die katedese groepe, leiers, ouers, wat geloof elke vorm, ouers, wat hulle doopbelofte deurvoer. Hier in die gemeente, die leiers, bid asseblief vir Dani, wat aan die voorpunt staan van jeugontwikkeling in die gemeente, wat uitdagend is op die stadium, hy en sy span. Dit asseblief vir die geweldige klomp nood by kinders. Voedingsaksies, kinderhuise, maatskaplike dienste, polisie, almal wat betrokke is by die versorging van kinders in nood. Laastens bid vir die jong mense van ons land, dat hulle met hoop en vrede sal leef, en 'n verskil sal maak, dat hulle met hoop sal leef. Bid dat jong mense hoop sal hê.
waar jy kan lewe en opgelei word as 'n gestuurde in die wêreld. Die groot leermeester hoor jou vandag. En hoor jou in, want sy tafel kom sit. En as jy 'n help, nood, soeker na hom, seën hy vanmôre vir jou dat hy hier is met sy liefde, sy genade en sy vrede. Amen. So by wyse van die afsluiting of laaste Sondag in die hele Pinksterreeks, ons het vandag in die verlede week al dankie gesê vir die Pinkster weer eens, en ons rond graag hierdie Pinkster tydperk af met 'n wonderlike lied in die liedboek wat gaan oor die werk van die Heilige Gees. Dit is ook vandag by die Eenigheidssondag en julle sal ook sien die uitgegaan van Vader, Seun en ons te lei en ons te steun. Julle is die eenheidskonsep wat ook in hierdie lied na vore kom. Baie dankie Jan.
gebaseer op dit wat die Here vir ons leer. As hy die wet saamvat, God lief hê met julle hart, julle siel, julle verstand, dis 'n help by gesindheid. So ons nie die Here God lief het met ons julle hart, julle siel, julle verstand nie, dan sê ons mos by 'n implikasie, Here, ek sal my hele hart 95% vir u gee, ek sal my hele siel 20% vir u gee, ek sal my hele verstand 85% vir u gee, want die res wat ek vir myself. En dan sê ons nie vir die Here lief nie. En ons het sopas 'n stuk geloofsbelijdenis gedoen, om te sê, Here, laat leef ons uit u groot geword, maak ons liefde eensgesind. Ons wil graag in liefde leef, om vir mekaar, maar ook vir die wêreld te wees, dat ons die taal van die afhanklik is, en Here, dis wat ons bid. Laat ons in die liefde leef. Ons bely vanmôre dat ons u lief het met alles wat ons het. En in hierdie nood skree ons help, omdat ons met alles wat ons het afhanklik is by die van u. Ek bid dat u ons sal seën in Jesus se naam. Amen. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dink net vir 'n oomblik hierop, dat hierdie tale wat gegee is, was verstaanbare tale. Bietjie later in die teks staan daar geskrywe die verstaanbare tale. Wanneer jy in 1 Korintiërs 12-14 kyk, daar word ook van tale gepraat, maar dit is nie verstaanbare tale nie. Daar moes iemand wees wat dit uitgelê het. Hierdie was 'n gawe of 'n geskenk of 'n wonderwerk wat gebeur het, sodat die evangelie kan uitgaan na hulle toe wat nie die taal van daai tyd verstaan het, en die Here daai gawe gegee. In 1 Korintiërs 12-14 is dit iets anders. Nou, kom ons gaan na hoofstuk 4, en na hoofstuk 2 vers 14, toe wat Petrus het opgestaan met die 11, sy stem verhef, en hulle toegespreek. Nou, hierdie toespreek is nou nie soos ons mense toespreek. Kyk, as ons mense toespreek, spreek ons hulle toe. Daai toespreek was om mense oop te kry, hulle harte oop te kry, hulle lewe oop te kry vir dit wat die Here kom gee in die Pinkstertyd, wat amper hulle help, nood aangespreek het. Kom ons kyk wat skryf Paulus. Wat skryf Petrus? Wat sê hy? Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. Hierdie mense is nog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur die môre, 9 uur. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae, spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Stop net gou daar. Onthou julle in Johannes 7 vers 37, toe die strome van lewende water uitvloei, toe word daar gesê, maar hulle nog nie die gees ontvang. En daar word gesê, die laaste dae sal dit gebeur. Hier is hy, daar strome van lewende water van Johannes 7, wat nou uitvloei toe die gees uitgestort is op alle vlees. En kyk nou net, hoe vloei die water uit. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdampe. Die son sal verdwyn in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat
die naam van die Here aanroep, sal gered word. Here, Bybel vir almal, Here sal almal red wat op hom bid. Almal wat vra dat hy hulle moet kom red, wat in die nood is. Here sal almal red, almal wat op hom bid, almal wat vra dat hulle gered moet word. Die message het nogal vir my om lekker vertel, and whoever calls out for help to me, God, will be saved. Whoever calls out for help to me, God, will be saved. Liewe broers, susters, vriende, kinders, dit is so baie lekker om vanmôre op 'n Sondag soos die afronding van Pinkster en die begin van Koninkrykstyd, dis ons op die 6de waar te fokus. Want Koninkrykstyd begin volgende week. So ons sit so lank ons fokus daarin. Dit is so lekker om met julle vandag hierdie gedeelte te bedink. Hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat skree en sê, ons is leeg, ons het hulp nodig. Dit is 'n gedeelte wat eintlik die hele verhaal vertel van mense, van 'n kerk, van 'n disipelkring waarvan een ou sy eie koers gekies het, wat in die moeilikheid is. Hier vaar Jesus op na die hemel, en as hy opvaar na die hemel, dan word die Gees uitgestort, maar vir hierdie mense is dit nog onbekend. Hierdie klompie mense verstaan nog nie wat aangaan. Hulle hoor die geluid van die rukwinde, hulle sien die vlamme soos van vuur, hulle sien dit, maar weet nie wat dit beteken. En dan kom vers 4, en vers 4 kom vertel ietsie van geesvervuldheid. Dink nou, leegheid wat vervul word, vervang word, opgevul word deur geesvervulling. Hulpeloosheid wat vervang word met die Gees, wat die Bybel vir ons sê, wat ons te hulp sal kom, wat vir ons krag sal gee. Dis of die hele scenario van Johannes 7, sonder die Gees, water wat moet uitvloei, en hier staan die spulletjie by die berg, hulle sien daar gaan Jesus op. Hulle kyk so Daniel so mooi gehelp met amper so met ballonne kyk, en het al doen waar die spinkie is. Dat die Here vir hierdie mense kom sê, hier wag 'n nuwe bedeling vir julle, 'n nuwe scenario vir julle, van geesvervulling. En dis waar ons vandag is. Die kerk is gebore, die kerk is gebore, en vir die kerk kom sê die Here nou, luister hier is vir julle nuwe hoop, hier is vir julle hulpeloosheid en julle worstelinge, is hier vir julle hoop. In julle hulpeloosheid is daar vir julle hulp, wat afkomstig is van die Gees, wat by julle is en vir julle krag gaan gee. En ons leef in die bedeling, in die jaar 2022 van die Gees, wat aan werk is in hierdie gemeente. So, Handelinge 2 het nie gestop aan die einde van Handelinge 2 nie. Handelinge 2 se boodskap stop nie eers aan die einde van die jaar 2022. Nee. Kyk wat gebeur. Kyk net wat gebeur. Petrus, met sy eintlik hopelose CV, staan op voor 'n klomp mense. Ek hoop julle het gelees daar, hy staan op voor die Jode, voor die skrifgeleerdes, voor almal staan hy op en hy begin preek. Nou Petrus het nie 'n wonderlike CV gehad. Petrus was die ou wat weggehardloop het, eintlik gelieg het, want hy het vir die Here gesê, Here, ek sal altyd by U bly, en toe die moeilikheid kom te hol, hy los tot sy klere agter my hol.
die een wat vir die Here gesê het, Here, U kan op my reken. En toe gaan hy, wat doen hy? Hy tree heeltemal teen die Here se wil op. Hy kap hom Malchus se oor af. In ons tyd sou ons vandag gesê dat hy menseregte oortree. Sodanig dat Jesus weer die woord moet aansit. Jesus maak moeite met hierdie Petrus, wat eintlik al 'n soort van CV het. Hy berei hom voor. Hy lei hom op. Wie is sy groot leermeester? Wie is sy groot leermeester? Hier aan die einde is sy groot leermeester in diensmeisie. Eintlik iemand wat geen regte gehad het in die diensmeisies, so wat nie regte gehad het. Hulle het niks gehad. Trouwens, die diensmeisies moes net opdragte uitvoer. Ek lees nou hier daai interessante ding dat hulle sê die diensmeisies is ook nog 'n bietjie vir hulle leer deur hulle eie naam. Dis die diensmeisies. En Petrus, die brawe ou wat die vloek wat die oor afkap, die ou wat braaf vir die Here sê, Here, ek gaan by U bly, ek kan daar breek en ek sal nie weghardloop nie, maar weghardloop. En Here, ek sal U nie verloor nie. Belang by hierdie diensmeisie. En hierdie leenaar, wat vir die diensmeisie sê, luister nie so. Ek ken hom nie. So, jy is besig met 'n leer om te sê, en dan jy my by hom gesien het, sê Petrus, jy misgis jou, was jy? En 3 keer sê hy, ek ken hom nie. 3 keer. En die haan kraai 3 keer. Asof Petrus gestroop word van homself. Op 'n plek op waar Petrus sê, ek is gestroop, ek het niks aan myself oor. Ek is gestroop. Ek is laer. Ek is laer as hierdie diensmeisie wat niks het. En dis Petrus wat opstaan. Wanneer 'n diensmeisie opgelei word, wat opstaan? Voor die Jode, voor die skare in Jerusalem, opstaan en hierdie preek leer. Op 'n ander plek in Handelinge word geskrywe dat hy een preek gepreek het en 3000 mense kom tot bekering. En hy vergeet die oomie die Pinkster wat gebid het, toe ek daar gelees het, Sonja was mee, dit was so groot. Toe slaan die man op die bid, Here, die Bybel. Petrus een keer gepreek het, 3000 mense kom tot bekering. Wat is dit vandag, dat 3000 preek is en die een ou kom tot bekering? Dis wat hier gebeur. En hy kom preek oor 'n nuwe bedeling. En wat gebeur in die nuwe bedeling? Die jong mense, die ou mense, die kinders, die diensknegte, almal, die lot van hulle word aangetree om onder vervulling van die Gees te gaan leef. Die jong mense en die kinders word profete. Nee, profete is nie toekomsvoorspellers. Profete soos die Bybel praat van profete, is mense wat die wil van God verkondig. Hierdie kinders, hierdie jong mense, hierdie waaroor ons net nou gebid het, hierdie kinders word profete. Hulle skep hoop vir mense. As ons dink in die gemeente, as die jong mense hier is, die sommer hoop by ons, die sommer hoop vir die kerk, die sommer hoop vir die gemeente. En die ou mense, die senior burgers, wat die wêreld dikwels so klein word, dat hulle daar in die kamertjie sit, nie meer droom nie. Die
senior burger tot dromers. Hulle word mense wat begin droom oor waarmee God in hierdie wêreld besig is. Hulle begin inval, jong mense met profete wees, die ouer mense met drome droom. Begin deel word van hierdie stroom van die Heilige Gees wat aan hierdie wêreld hoop skep. En in die hulpeloosheid van kinders. As my nou gebid het, sal my kos. Gebroke huise. Ou mense wie se wêreldjies klein word, senior burgers, word die hoop vir hierdie wêreld. Die Petrus word die hoop vir stikkende wêreld, vir mense wat skree. Er is baie mense wat skree, baie. Elke slag as jy by 'n verkeerslig of by 'n stopstraat stop en iemand steek hulle hand uit en sê, mag ek sommer vandag vir julle asseblief nooit vra as jy sulke mense kry wat bedel. Asseblief nie vir hulle gee. Waarom dat mense ook gegee hierna toe? Asseblief. Weet julle, sommer maar net so terloops. Daar word bereken in die statistiek is bevestig deur helpende solidariteit. Dat 'n ou wat op die straathoek staan, gemiddeld R400 per dag verdien. Kom ons sê, in die baai staan daar 300 op 'n dag. Ja, dwars oor die stad, kom ons maak 300. As jy nou mooi 400 maal 300 gaan maal, dan sien julle is R120.000 per dag, waarby die venster buite uitgaan aan mense toe. Wat môre presies is waar hulle vandag is. Hulle word nie opgeef. Dit is môre presies waar hulle môre staan met die dag. Hulle word nie opgeef nie. Hulle word nie gehelp uit daai situasie uit. Normaal R120.000. Maal dit met 'n maand se 30 dae. En nou agter oor R3 miljoen. Wat op 'n dag, wat in 'n maand uitgaan in die strate. Wat eindig in die Nigeriërs se dwelmkasse. Wat ons vir hulle mooi vra. Die geld wat jy sou daar gegee het om gee hier, waar ons besig is met opheffingsprogramme, waar ons nie noodverligting doen, ja, ook waar nodig, noodverligting doen, maar waar ons opheffingswerk doen, om mense se lewe te verbeter. Ons werk maar op R3 miljoen per maand, meer as dit, baie meer as dit. Kom ons sê nou maar R3 miljoen, al 12 maande, R36 miljoen. Wat in die Nigeriërs, Bangladeshers, die ook allemaal, se dwelmkasse wil. Maar ons het nie nood op nie. Ons vergoed nie. Ons vergoed nie. Die Gees van God wat ons moet lei, help vir ons om te verstaan dat God hierdie lewens ook wil omkeer. Deur ou mense wat drome droom, deur jong mense wat gesigte sien, wat profeteer, deur diensknegte en diensmagte wat ook daar geskrywe staan, wat op 'n manier anders begin kyk, anders begin leef, anders begin in die lewe leef. Vers 8 praat van profeteer. Jy het dit nou vandag gesê, ons maak dit net weer vas. Profeteer is iets anders as toekomsvoorspellings.
profeteer ons om God wat die toekoms ken, te verkondig. Dan is ons laaste vers, ons vers 21. Want God wil deur mense, soos jy en soos ek, 'n wêreld red. Die Engelse vertaling van die Message veel meer gesit, sodat hulle hulp skree, want jy en ek gered kan word. Selfs net by die beer. Hoeveel beter sou die baie af gewees het, wat Elisabeth, baie, weggaan, beter af gewees het, as die geld, wat vir die nooit gedacht skema bedoel is, vir die nooit gedacht skema aangereid is. Dit is vervulde besluite gewees. En dit verhoog misdaad. Dit verhoog dat die area waarin jy en ek is. En dit verhoog die feit dat die land waarin ek en jy is, al hoe slegter daarin af is. Dis 'n teks van Job. Elkeen wat na die Here roep, wat die Here aanroep, die woord aanroep in die Bybel beteken skree om hulp. Dis nie net roep nie. En as ek roep, en ek sou sê, wat my saak doen, Lenora, wat vraag jy moet vir my kom hand gee, as ek nie nood. Iemand kan nog nie nood. Aanroep beteken, ek is in nood. Ek roep jy aan, is my enigste nood. Ek niks anders omgereid te doen. Voor jou, jy jou wyn in jou bloed. Daar is jou nagmaal volgende lief vandag. Daar is. Wat? Daar is. Sal jou vraag jy op jou eie tyd. Jou brood en jou wyn nou eet. Terwyl jy hieroor dink. Terwyl jy uitroep, eintlik in jou hart. Help, Here, is van U afhanklik. En laat daar die brood en die wyn in jou systeem ingaan. En miskien daar ingaan, waar jy nooit geweet en Here, vertrou, dis wat ons bid, Here, terwyl ons vandag die nagmaal gebid. En as ons kyk hoe die brood gebreek
Ja, dan wordt de vrouw ons snel zo lang zachtjes bewegen dat liefde ons vloeit. Met onze stemmen en liefde. En dan het van samen.
ons so ver gegaan, want die liefde, die genade, die vrede tog met ons wees. Amen. Vriende, ek herinner julle aan die 2. Ek vra vir julle dat julle die nagmaalsgoedertjies, die bekertjies en so aan, asseblief hier voor neersit of jy reg uit eet toe gaan, sit dit sommer net agter op die tafel daar agter neer. En ek herinner julle net aan julle 10de maandagskoffers, want dit net vir ons so. Baie dankie dat julle vandag hier was. Maar die Here julle seën as julle wil. Even spreken kort wordt. Die daar loopt zijn niet.